Hartlike goeiemiddag en baie welkom weer hier op episode van Skoolkompas. Hier kuier hier so saam met Driekus Viljoen in The Go-To Guys ateljee. Saam met my vandag het ons vir juffrou Hetty Conradie, die hoof daarvan Haasiehop Kleuterskool. Juffrou, baie welkom. Baie dankie vir die geleentheid om te kom kuier. Dankie dat juffrou vir sy tyd afgestaan het om bietjie te kom kuier. Ek weet juffrou is baie besig by die skool. Ja, ons is altyd besig. Juffrou, ekskuus tog. Juffrou het nou afgelope Saterdag Haasiehop se oop dag gehad. Vertel ons bietjie wat het gebeur by die oop dag? Wel, ons was baie opgewonde en ook baie benoud veral toe ons die weervoorspelling sien van 95% kans vir stortreën die hele dag. En toe het ons bymekaar gekom en ons het gebid en gevra, kan ons net asseblief van 8 tot 1 droë weer hê. Het kan bewolk wees, as ons vol bestellings kan wees, windvry, maar droog en dan kan dit begin sous. En ons is so dankbaar, ons is geseën met 'n absolute wonderlike dag wat die weer aanbetref. So, dit was die wegspringpunt en die res van die goed het net gebeur en verloop soos wat ons beplan het. Wat het juffrou hulle gedoen deur die dag om die kindertjies bietjie te help daar? Wat uniek is aan ons oop dag, dit is ook 'n familiedag vir ons reeds ingeskrewe leerlinge. So ons nooi ons bestaande ouers om met hulle ouers, dit wil sê die kinders se grootouers, te kom kuier en bietjie tyd te spandeer saam met hulle kind, waar hulle dan nou in hulle klasse kan besig wees met aktiwiteite en dan kan die juffrouens bietjie meer agtergrond gee. En ook op die terrein, want die kindertjies wil graag spog met wat hulle als kan doen op die verskillende apparate. Ag, dis awesome. Net aan die een kant en aan die ander kant is daar dan besoekers altyd welkom. En ons was gelukkig om ten spyte van die weer, wat met die hele tyd dreigend was, het ons baie voete van buite gekry en ons het 'n hele paar moontlike inskrywings gelok. So ons is baie gelukkig en tevrede. So die mense was tevrede, die voete was daar, juffrou is tevrede. Ja, ons doen altyd so 'n paar goedjies ekstra. Ons het lekker pannekoek gemaak. Pannekoek. Ons het worsbroodjies verkoop en koeldrank en water en chip en dip. En dan het ons ook gelukkige trekkings gehad, elke uur op 'n halfuur, om net so 'n bietjie gees te skep. En ons het ook deel van ons skoolprogram as buitekurrikulêr, het ons 'n dansskool. En hulle het vir ons 10:00 die oggend vermaak met 'n item. Met 'n item. En die mense het dit baie geniet. Daar's van die ouers wat saam gedans het en die res het lekker hande geklap en die kindertjies geniet hulle self altyd. Ag, dit is awesome. Ek het nou in die verlede al met juffrou gepraat, maar vertel ons bietjie wat se veranderings het nou intussen alweer plaasgevind by Haasiehop Kleuterskool. Ja, ek glo as water stil staan, word dit sleg. So die stroom moet altyd beweeg. Daar moet altyd nuwe goed wees. Okay. So ons het nuwe apparate op ons buitespeelterrein gedoen en ons het ook by ons babaklas, ons 6 jongste leerlingetjies, het ons nou 'n juffrou bygevoeg. So ons is gelukkig genoeg om te kan sê al ons juffrouens is grondslagfase gekwalifiseer van die 3 maande ouer klasie tot die graad R klas. En ons het 5 verskillende klasse, so die kinders is ouderdomsgewys is hulle ingedeel en dan moet elke juffrou diferensieer volgens elke kindjie se ontwikkelingsouderdom. Nou, hoe groot is die klassies? Ons babietjies is 6 met 1 juffrou en 1 assistent. Ons Peters is 12, einde van die jaar kan hulle dalk groei tot 14 met 1 juffrou en 2 assistente. So. Die volgende groepie is 18, 1 juffrou, 2 assistente. Die volgende groepie is 20, dis die graad RRR. En ons het 'n kombinasiegroep RR en R en hulle is ook 20 kinders. Jessie, dit is 'n groot skool. So juffrou is geseënd. Ja, ons is. Nou, met die baie onderwysers of die assistente. Die assistente wat daar ook werk, hulle is ook besig nog om te studeer of hoe werk die aanstelling van die assistentonderwyser? Hulle moet minimum matriek hê. Okay. En hulle kry 'n diensopleiding en van hulle wat bereid is en wat ons nomineer, kry saam met die juffrouens eerste hulpopleiding. So. Ons is veronderstel om ten minste 2 mense op die terrein te hê wat eerste hulp gekwalifiseer is,
al ons juffrouens doen elke 2 jaar ons noodhulpkursus en een van die assistente by die junior afdeling en een van die assistente by die kleuterafdeling moet ook eerste hulp. Dis nou my eie reëling. Eie reëling, ja. Dit hoef regtig nie so baie te wees volgens wetgewing nie. Okay. Maar ons glo nie aan minimums nie, so ons doen wat die staat van ons verwag, plus. Ja. En kom ons praat 'n bietjie oor die veiligheid van die skooltjie. Hoe beskerm juffrou hulle die kindertjies? Ons terrein is goed omheind. Daar's nie vrye toegang vir enige iemand nie. Ons het straatkameras met dan nou sekuriteit daar en met ons golfdag van hierdie jaar het ons vir ons sekuriteitskameras gekoop wat binne geïnstalleer nog moet word. Maar dit is 'n kabelstelsel, so dis heeltemal geslote, so dis veilig. Niemand kan op wifi ingaan en dalk iets van jou kind sien nie. En dit is maar net om die personeel en die ouers te beveilig dat iemand kan van nalatigheid beskuldig nie. As daar 'n insident is en 'n ouer wil sien, dan kan hulle inkom in die kantoor en saam met my kyk. En dan as daar nalatigheid bewys kan word, dan sal ons stappe neem. Ja. Ek het so 'n paar vragies wat ek vir jou vra. Vertel ons meer van Hasiehop. Waar het dit begin en wanneer het dit begin? Dit het Januarie 1987 begin. So DV einde volgende jaar is ons 40 jaar oud. 40. Ons is baie opgewonde daaroor. Jo. Wat is die kernwaardes waarop Hasiehop se opvoeding gebou word? Ons is 'n Christenskool, ons is Afrikaans sprekend, medium van onderrig is Afrikaans. Ons stuur ons kinders na Afrikaanse laerskole. Ons verwelkom enige iemand van enige kultuur, maar die skool se kultuur is op die Afrikaner kultuur gebaseer. As jy gemaklik is met hierdie vereistes, dan is jy baie welkom. Baie welkom. Julle beskryf die skool as 'n Christenskool. Hoe word Bybelse waardes prakties in die daaglikse program geïntegreer? Wel, eerstens is al die personeel selferkende Christene, beleidende Christene, juffrouens en ons assistente almal. So ons waardes is reg en ons dra dit so oor deur woorde wat ek maar 'n voorbeeld trek. Okay. Elke klasie, ons begin ons dag met vryspel, gemengde vryspel, en dan wanneer ons in ons klasse ingaan, open elke juffrou in haar klasie op die vlak van die kindertjies. Ag, dis awesome. En dan trek ons dit deur. Dis nou nie, okay, nou het ons Bybellesie gehad en nou is dit klaar vir die dag. As ons byvoorbeeld eksperimente doen, soos ons graad R het verlede week die watersiklus gedoen, dan vra ons vir hulle, wie het die wolke gemaak? Wie gee vir ons reën? Ag, sodat hulle dit deurtrek, die wonder van die skepping en die wonder van God is altyd by my. Ja. Hy's nie net as ek nou vir my deurtjie oopmaak nie. Hy is altyd hier. Ek moet nog steeds my deurtjie oopmaak, maar hy is altyd daar vir ons. Sjoe. Wat onderskei Hasiehop van ander kleuterskole in die omgewing? Ek moet daai vraag vra. Ek is verstout om te sê, ons is 'n baie unieke skool. Ons doen dinge anders. Ons is klein in vergelyking met die ander skole op die kaart. Ons leerlingtal is 80 en ons verhouding, mense wat met die kinders werk tot kinders, ons het 17 personeel. So, dis baie. Dan tel ek ons deeltydse personeel by, is 2 kinderkinetika dames wat in die oggende by Hasiehop werk en in die middag het hulle eie privaat praktyk, ook op ons perseel. En ons het ons eie onderdak vir 'n swembad met 'n swemskool met die 2 kinderkinetika dames wat dan daar ook diens doen. Ons gee buitekurrikulêr in die oggend in vryspeltyd nog ander aktiwiteite sou die ouers belangstel in spesialisering, soos kleutergimnastiek en kiddie beat wat 'n musiek en beweging aktiwiteit is en dan nou ook die danslessies. Lekker dans. Die kinderkinetika. Ja. Kan jy vir ons 'n bietjie verduidelik wat doen hulle daar? Dit is soos
pediatriese biokineticus. Wow. As ek dink die meeste mense ken biokinetiese, Ja. maar mense ken nie kinderkinetiese nie, maar dit is nou, hulle spesialiseer in die kinders ouderdom 0 tot 13 jaar. Dit gaan oor die groot motoriese ontwikkeling. Hulle doen ook evaluerings op ons kinders en hulle program is gratis ingesluit by die skool. So elke liewe kindjie in HC-Hop kry kinderkinetika. Wow. So dis nie 'n buiteaktiwiteit nie, dis deel van ons skool. Dis deel van die skool se. Deel van ons skoolprogram. En as daar dan nou enige agterstande is, dan sien hulle die ouers met 'n formele verslag en verduidelik vir hulle dat daar's aanvullende kinetika nodig. En dit kan die kinders ook in skooltyd by een van die dames op ons perseel kry teen 'n baie billike tarief. En dan die swemskool of die swemlessies, wanneer gebeur dit? Is dit reg deur die jaar of is dit seisoengebonde? Reg deur die jaar, want die water is 30 grade plus. Ag, lekker. Reg deur die jaar. Ja, dis baie lekker. Baie lekker. Maar hoe verseker julle 'n hoë standaard van opvoeding en die onderrig vir kinders tot en met graad R? Ek is baie finetjie oor wat gebeur by die skool. HC-Hop is my derde kind. Ek het baie jare self in die klas gestaan. Ek geniet dit nog steeds om op 'n aflosbasis of 'n demonstrasiebasis 'n juffrou te help, of as iemand siek is, of sommer net vir die lekker. En ek glo daaraan om my personeel te ondersteun en om saam te loop en nie van agter af sweep te slaan nie. So juffrou like nog 'n bietjie so nou en dan 'n lesie te gee en so. Ja, ek wil elke kind op die terrein ken. Ek wil weet as 'n kind huil hy oor hy tantrum gooi of oor sy bietjie TLC nodig het of sy seer gekry het of hy bang is. Jy kan my blinddoek, ek kan elke kind onderskei vir jou. Ja. Kommunikasie. Dit is hoekom ons ook nie ons skool verder in getal wil laat groei nie. Okay. Ons moet net meer spesialiseer. Sjoe. Juffrou noem dat daar ook 'n baba afdeling is. Van watter ouderdom neem jy vir hulle babas in? 3 maande. 3 maande. So is 'n klein ou dingetjie. Ons het 2 sukkietjies hierdie jaar, 'n seentjie en 'n dogtertjie wat nou in September by ons begin het. Hulle was al 3 maandjies oud. 3 maande. Hoe was mamma hulle se afskeid? Die eerste dag. Ek sê vir die ma's huil. Leef jou emosie uit. Dit is erg. Ek huil sommer saam met hulle want ek kan nie dink. Ag dis ja. Jy weet dit is erg. Maar die kindertjies is dood happy want daar word vir hulle omgegee, daar word vir hulle fisies versorg en hulle kry baie liefde. En boonbehalwe die 2 personeel wat permanent by hulle is daar op 'n behoeftebasis nog 2 personeel beskikbaar waarvan ek een is en dan natuurlik die kinderkinetika juffrou wat hulle kom masseer en met hulle oefeningkies doen. Ag, klink sommer net lekker. In en uit. Ja. Maar hoe word babas en jong kleuters se ontwikkeling op hierdie ouderdom ondersteun? Kinders is so sponsies. Jy kan vir hulle gee en hulle neem op tot die sponsie vol is. Maar ek het nog bitter min beleef dat 'n kind so sponsie vol is. Wow. Hulle wil altyd nog leer. Meer en meer en meer. En my persoonlike doel wat ek wil bereik is ek wil kinders nuuskierig maak. Hulle moet wil leer, hulle moet waarneem en vra hoekom werk dit so? Wat is daai? Ek wil meer weet. As jy daardie belangstelling by 'n kind kan kweek, gaan hy 'n goeie leerling wees tot 'n matriek. Ja. So jy praat so van matriek. Hoeveel van die kindertjies wat juffrou by juffrou was, kom sê nog hallo? Baie. En ek is baie trots op ons oud leerlinge. Hulle maak diep spore oral waar hulle kom. Dis great. Heel toevallig my man is IT-onderwyser by Gimmies en 'n oud leerling van ons is hy top presteerder met 'n gemiddeld van 99%. 99 en hy kom uit HC-Hop uit. Ja. Wel gedaan. Dit is net ons nie, maar ons het die grondslag. Die grond voorberei
vir hom en daai leerlus by hom gekweek. Gekweek, ja. En ek moet sê, hy het fantastiese ouers wat dit net laat blom het. Sjoe. Ons het 'n bietjie gevra, okay, ja, die gesondheidsmaatreëls, is alles in plek daar by die skool en so aan. Ja, daar is gesondheidswette waaraan ons voldoen, die normale waaraan al die skole mag nie kinders met aansteeklike siektes op die terrein en so nie, maar ons is nogal baie higiëne bewus. Nou daar's 'n verskil tussen higiëne en skoon. 'n Kind kan vuil wees, maar higiënies. En vuil bedoel ek met, daar kan grond op sy knieë wees, maar sy hande en sy gesig moet skoon wees wanneer hy eet. En hy moet die basiese maniere leer van in watter volgorde jy die badkamer gebruik, dat jy laaste jou handjies was, en nie eerste sommer met die inkom en wat klaar is klaar nie. En ons het 'n wonderlike alkoholvrye ontsmettingsmiddel wat in al die klasse staan en ook op die stoep op die rakkie wat ons vrylik gebruik. Wanneer 'n kindjie seer kry of voor die dames wat in die baba afdeling werk, voor hulle 'n kindjie ruil, word die doekstasie skoongemaak, hulle hande word skoongemaak, die kind word skoongemaak en daarna word alles weer skoongemaak. So ons is baie geseën dat ons baie min probleme het in daardie. Die dan gesondheidsbewus baie erg. Die skool gebruik Afrikaans as voertaal. Hoe help juffrou die leerders om, kom ons sê, Engels as tweede taal aan te leer? Ons kindertjies is almal het goeie begripskennis van Engels. Ongelukkig kyk hulle heeltemal te veel TV, wat glad nie goed is vir 'n kind nie. En leer hulle baie van die Amerikaanse slang. Okay, ja. Want die ouers filter nie almal regtig wat die kinders kyk nie, en dan kom daar verkeerde kykstof op. En ons werk maar daaraan dat ons sê, ons is 'n Afrikaanse skool, ons praat hier Afrikaans, behalwe wanneer dit Engelse lestyd is. En in fantasiespel by die ouer kinders laat ons ook toe dat hulle in Engels kommunikeer, want dit is maar, jy leer 'n taal as jy hom praat, so hulle, kan ek sê die lesaanbieding is in Afrikaans, en by die ouer kinders bring ons ook tweede taalontwikkeling in by dit wat in Afrikaans die leerstof aangebied word, dan word dit herhaal in Engels. So ons kinders is baie tweetalig wanneer hulle graad 1 toe gaan. Sjoe. En hulle het 'n klein bietjie Setswana kennis ook. Setswana ook? Ja, ons leer hulle groet en geluk met jou verjaarsdag sing en tel en so aan, net want dit is die streekstaal wat hulle moet leer in Potch. So ja, dis vir die kinders opgewonde. En hulle hou daarvan, ja, hulle geniet dit. Baie snaaks. Ek kan net dink, dit kan snaaks wees. Okay, maar hoe belangrik is tweetaligheid dan in die vroeë kinderjare? Baie belangrik, jou kind moet eers sy eerste taal 100% bemeester. En dan kan jy 'n tweede taal parallel ontwikkel, en as hy die tweede taal bemeester het, kan jy met groot sukses 'n derde en selfs 'n vierde taal parallel ontwikkel. Ons het 'n seentjie 2 jaar terug in die skool gehad. Die mamma is, ek is nou seker, die mamma en die pappa, die een was Xhosa sprekend en die een Zulu sprekend. Hulle huistaal was Engels en hy was in 'n Afrikaanse skool. Jo! En, ek kan met trots sê, hy was nog elke jaar, hy's in 'n Afrikaans medium skool, eerste in sy klas en ook in sy graad, en hy neem deel aan redenaars en allerhande goed in Afrikaans en Engels. Die ander tale is nou 'n bietjie op die agtergrond, maar dit is vir tuiskommunikasie. Sjoe, nee, maar dit wil gedoen word. Ja, op daai jong vlug. Dit is 'n uitsondering, maar dit is moontlik om definitief, jy kan 2 tale 100% vas lê voor die ouderdom van 7. Sjoe. Hoe word geloofsontwikkeling en karaktervorming bevorder by Haasiehulp? Ek is bly jy sê geloofsontwikkeling en koppel dit nie aan Bybelklasse of godsdienst nie, want daar's 'n groot verskil. Ons sê jy moet geloof in praktyk leef. Soos baie kinders kry nie meer tuis blootstelling daaraan nie, so dis vir hulle 'n nuwigheid by die skool, en dan is dit, voel hulle maar so bietjie geïntimideerd en geïnhibeerd.
So ons leer byvoorbeeld vir hulle 'n gebedjie wat hulle kan opsê ja. voor ete, maar ons gee ook baie geleentheid vir vrygebed. En byvoorbeeld as ek in 'n juffrou se klas waarneem as sy siek is, aflos doen, dan sê ek maatjies, juffrou X is siek en daarom kuier ek vandag by julle. Maar ons gaan vandag as dit bidtyd is, wil ek hê die maatjies wat dit in hulle hartjies voel, moet vir juffrou X bid dat sy kan gesond word. Ag, sy kan shame. terugkom na julle. So dit raak vir hulle 'n realiteit. Ja. Sure. Kan jy vir dalk 'n voorbeeld gee van hoe julle geloofswaardes in speletjies, stories of liedjies insluit? Ons is op die oomblik besig met 'n kursus wat deur 'n persoon aangebied. Toevallig is sy ons kleutergimnastiek aanbieder, maar sy doen dit vir FAMSA. Okay. Wat aggressie praat. Ja. En wat ons dan vir hulle sê, Jesus het jou lyfie mooi gemaak. En jy het 'n kosbare hartjie. En net soos jy, het die maatjie langs jou is net so kosbaar vir Jesus. En hy wil nie hê jy met jou handjie of jou voetjie of jou tong gebruik om jou maatjie se lyfie of sy hartjie seer te maak nie. So dan skaal mense dit maar af tot op hulle vlak. Ja. Want dit help nou nie om te sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ja, Dit is bietjie wyd. Bietjie wyd, ja. Selfs min groot mense verstaan regtig wat dit Beteken, ja. So, en dan, byvoorbeeld, as dit dan gebeur, dat een ander een seer maak, weet hulle moet jammer sê. En ek het eendag sommer 'n demonstrasietjie gehou gedoen, want die een kind het die ander kind gestaan, en toe ek sien hom toe sê hy, sorry, en dan moet hulle vir mekaar 'n drukkie gee. Ag, shame. En hy draai om, en toe hy dink ek sien hom nie, toe doen hy dit weer. Toe roep ek hom te sê, kom staan hier by juffrou. Ek sê, maatjies, vandag wil ek julle iets leer. Ek stamp hom so. Ek sê, sorry, kom ek vir jou drukkie gee. En hy wil wegloop. Ek sê, nee, kom hier. Ek stamp hom weer. Sorry! Hy sê, maar juffrou, jy moet ophou. Toe sê ek, weet jy, jy's baie slim. Sorry, werk eers wanneer 'n mens dit nie weer doen nie. Ja. Dis wanneer jammer inskop. Die betekenis van Jammer, ja. is dat jy daardie verkeerde ding neerlê. So. Okay, hoe word respek, liefde en dissipline aan die jong kindertjies geleer binne daai Christelike raamwerk? Dit verskil baie. Ons het 'n wye ouderdomsperk wat ons het. So by elke ouderdom is dit anders. Ons leer maar, want respek is een van die baie belangrike bene waarop ons skool staan. En ons sê ook vir die ouers, dis die geloof, dis die taal, dit en 'n kultuur van respek. Eerstens, respek vir jou ouers, respek vir jou gesagspersone by die skool, dis die juffrouens en die assistente, en dan respek vir jouself, respek vir jou lyfie, en daardie selfde respek wat jy vir jou het, moet jy hê vir jou maatjies. Maar dit stop nie daar nie, ook respek vir jou skool. Jy praat nie lelik van jou skool nie, dis disrespekvol. Jy praat mooi van jou skool en jy is loyaal teenoor jou skool. En jy moet ook respek hê teenoor die speelgoed. So jy moet nie jou speelgoed breek nie, want dit is lelik. Ons doen dit nie by hierdie skool nie. So. Watter tipes leeraktiwiteite en programme word in die daaglikse roetine ingesluit? Leer deur spel. Okay. Speel, ja. Dan vind vaslegging baie meer permanent plaas en daardie nuuskierigheid. Ons doen nie formeel, jy sit by 'n stoel, jy kry 'n boekie, jy blaai na bladsy 17, die tweede paragraaf en nou vul ons daarin of kleer ons 'n prentjie in nie. Ons het elke week 'n tema en rondom daai tema bied ons verskillende aktiwiteite. Ons bied die tema aanbieding, dis nou dat jy vir hulle die feitelike goed leer. Sê nou maar, kom ons vat kleur. Dan leer ons 1-jariges Die kleintjies. Hulle doen die hele week rooi. Dis blootstelling. Hulle kan dalk nog nie eers rooi sê nie, maar dan
werk ons klomp aktiwiteite om dit uit. Byvoorbeeld om 'n rrrr te sê en sê rooi. En ons wys wat is dis rooi. Wat sien julle wat nog rooi is? Daar's baie min kinders wat kan weergee, maar daar vind vaslegging plaas. En as hulle in die volgende jaar leer rooi, dan onthou hulle dit dadelik. Dan is dit asof dit kennis is wat herroep word. So in die volgende klasie leer hulle van rooi en blou, want daar's die meeste blou in die natuur. En dit is 2 van die 3 primêre kleure. In die klasie waar die 3-jariges is, leer hulle van rooi, blou en geel, die primêre kleure. Tweede helfte van die jaar, dan begin hulle die sekondêre kleure byleer. En die groter kindertjies, dubbel R en R, leer jy 3 primêre kleure, rooi, geel en blou, en daai 3 kleure, as jy dit het, kan jy enige kleur op hierdie aarde maak. En dan leer hulle wat moet jy by wat gooi. Hulle doen daai wetenskaplike ervaring en hulle sien as jy rooi en pers meng, juffrou, kom kyk, ek het pers. En dan ken hulle al. Dan ken hulle pers. En so leer hulle dan groen ook maak en oranje. En die graad R moet ook weet hoe maak jy bruin. Met 2 tersiêre kleure, met blou, groen en oranje maak bruin. En natuurlik swart en wit is eintlik nie kleure nie, maar jy gebruik dit om 'n kleur donker te maak. Is swart by en dis 'n skadukleur. As jy bietjie wit byset, dan word dit ligter en dis 'n tint. En julle kan maar ons kinders gaan toets, hulle weet regtig al hierdie goeders. Jessie, nou daar het ek ook nog ietsie geleer. Dit is nou die tema bespreking. Dan doen jy kuns. Natuurlik eers doen ons opening, maar hierdie is nou die leerprogram. Dan, en hulle kry almal pap by ons. Lekker slap mieliepap met gesonde breinsuiker. Geen suiwel nie. En die kinders is baie lief en dit's hulle reg vir die dag. Dan kan hulle nou leer en dan uit die tema bespreking is daar 'n kunslesie. Nou ons 1 tot 2-jariges, as hulle nader aan 2 is, so van 18 maande, begin hulle ontdekking, maar is meer sensopatiese aktiwiteite, soos hulle teken in sand en hulle leer dat mens skryf verf en kleure en hulle werk met sponsies en vingerdrukkies en sulke goedjies. Die volgende klasie begin met vaardigheid en tegniekontwikkeling. Hulle sal nou byvoorbeeld die rooi en blou wat hulle het, sal hulle eendag sponsie doen en eendag kwassie verf en eendag wasweerstand wat met kleurkruid, waskruid, vetkruid soos ons dit noem. En dan koekleers op bo-oor verf en dan kyk daar, dan kom die prentjie wat jy onder gemaak het, kom uit. En dan die volgende klasie, so jy maak altyd ietsie ekstra by. As 'n kindjie eers op 3 inkom, dan leer hy daai goedjies vinnig tot hy op die vlak van sy maatjies kom. Maar daar moet elke jaar iets nuuts wees vir die kinders regdeur tot graad R. Maar juffrou het so 'n bietjie gepraat van kleur. Argument sal daar rooi. Sal daar nou iets geassosieer word met rooi, soos gevaar of groen is, hoe noem mense dit so ietsie? Ja, ons sien rooi as gevaar, maar rooi het ook 'n ander kant, passie. My genade. Liefde. So, so dis rooi, blou is kalmte en rustigheid, groen is die kleur van lewe, geel is sonskyn, pers word in die groot mens lewe gesien as depressie, maar die kinders is baie lief vir pers en swart. En dit aksentueer die ander kleure, kom mooier uit as jy ook swart in jou prentjie. So as jy gaan vir toetsings en jy gebruik baie swart, dan sê hulle, jy's depressief. Ons kinders is nie depressief nie, maar hulle hou van swart. Hulle hou van swart. Die ander kleure helderder lyk. Jessie, dit is ook interessant. Hoe word kinders voorberei vir die oorgang na die formele skoolfase in graad 1? Ons het 'n kombinasiegroep van graad R en dubbel R, maar vir 'n deeltjie van die dag is die graad R alleen met hulle juffrou, dan is die ander onder my toesig. So dan is dit 'n klein groepie wat baie 1-tot-1 aandag kan kry.
en sy doen basiese wiskunde, sy doen wat alle ander kinders doen, en ons is nogal baie opgewonde om te kan sê dat ons kinders, ek wil nie die woord presteer gebruik nie, want is baie goed afgerond wat wiskunde en taal en basiese lewensvaardighede aanbetref wanneer hulle in die groter klasse groepe opgeneem word. So. Kom ons praat so weer 'n bietjie oor die oop dag. Alles was 100% gewees volgens juffrou. Daar het genoeg voete gewees, genoeg mense, genoeg inskrywings. Ons het geen inskrywings gedoen nie. Ek het vir die mense gesê, gaan en dink na oor wat jy gesien het. En gaan kyk na ander skole en jy moet ons kies. Ons wil jou nommer 1 wees. Ons wil nie net 'n oulike skool wees nie, ons wil die oulike skool wees. Want dan weet ons, dan kry ons ouers wat met ons saamwerk. Okay, sê nou ons argument so daar 20 wat uitgaan. So dan vat jy vir hulle net 20 weer in, om nie die getal te hoog te maak nie. Ja, ons is baie streng daarop. Ons het hierdie jaar net 6 graad R en sover vir volgende jaar het ons 16. So. Wissel maar so jaar na jaar tot jaar, omdat ons van kleins afvat, gaan ons kindertjies meeste maar deur tot graad R. Party trek, party gaan weens logistiese redes na 'n ander skool toe as die groot boetie of sussie nou in die laerskool is en daar is 'n skool op die terrein. Maar die meeste ouers verkies om hulle kinders vir die volle 6 jaar in hierdie kleiner, meer intieme omgewing te hou. Want dit is net, dan is jou kind sterker in homself. En hy glo, hy het al 'n goeie waardesisteem en hy glo in wat hy glo. En dan kan hulle sterk staan. Nou as daar enige besoekers wil 'n draai maak daar, waar kan hulle juffrou hulle kontak of waar kan hulle gaan kyk as hulle nou nie by die oop dag was nie? Hulle kan my kontak by ACO Kleuterskool. Ons het 'n selfoon wat letterlik 24 uur aan is. Okay. 076 977 3483 of hulle kan ons kom besoek by Ouretstraat nommer 10, Potchefstroom. En behalwe die oop dag is ons enige dag oop vir besoeke. Maar as hulle iemand wil hê om hulle op 'n toer te neem of om 1-tot-1 aandag aan hulle te gee, moet hulle 'n afspraakie maak met my, want ek is meeste van die tyd nie op kantoor nie. Ek's deel van die skool. Deel van die skool, ja. Maar as daar 'n hoofboodskap is wat jy vir toekomstige ouers wil sê, wat sal jy vir hulle sê? 'n Kind is 'n geskenk van God. Dink baie mooi hoe jy jou kind grootmaak. Maak seker dat jy die regte dinge doen en dat jy mense kies wat jou kind reg hanteer en wat jou kind ook liefhet, want liefde omvat alles. Jessie, dit is mooi omvattend daai. Is daar dalk iets wat ek gemis het wat jy vir dalk nog ietsie wil sê oor die skool of so aan die tyd het ons nou ook nou al ingehaal? Ag, ek wil maar net sê, kom kuier vir ons en kom kyk wat gaan daar aan. Kom gesels met die mense, kom gesels met ons huidige ouers. Kyk hoe gelukkig is ons kinders. Dis ons beste getuigskrif. Is gelukkige kinders. Ag, juffrou, baie dankie vir juffrou se tyd en dankie vir wat juffrou doen vir die kindertjies die afgelope 39 jaar. Hoopelik, soos juffrou sê, volgende jaar die groot 40. So as alles mooi loop, dan is einde volgende jaar die 40. Maar sterkte en geniet dit verder. Dalk volgende jaar as ek weer genooi word vir 'n geselsie, kan ek vir jou vertel van nog drome wat werklik geword het. Daar sê, ja. Maar baie dankie juffrou en sterkte vorentoe. Dankie vir die geleentheid. Ja, dit was Driekus Viljoen hier op Skoolkompas wat met juffrou Hetty Konradi, die skoolhoof haar gepraat het van Hasie Hop Kleuterskool, Ouretstraat nommer 10. Gaan maak gerus 'n draai as jy graag jou
kind of jou kleintjie in 'n goeie kleuterskool wil sit. Tot 'n volgende keer, selfde plek, selfde tyd. Totsiens. Dankie.